Vriende, wat dink u is die mens se grootste vrees? Wat vrees 'n mens die meeste? Ek dink dis om verwerp te word, om weggegooi te word, om alleen gelaat te word, ja, sê nou maar amper verban te word uit die samelewing uit. Nee, is dit nie 'n mens se grootste vrees nie? En dis presies waaroor ons vandag gaan praat, en dit kry ons in Psalm 22. En die stukkie wat ek vir julle wil lees is vers 2. My God, waarom het U my verlaat, en bly U ver weg as ek om hulp roep? My God, ek roep bedags en U antwoord nie, ook snags, maar ek kry geen rus nie. U is tog die Heilige, wat woon waar die lofsange van Israel weer klink. Die grootste hartseer, die grootste bekommernis van hierdie psalmdigter is dat hy deur God verlaat sal word, dat God hom sal weggooi, dat God hom sal uitban uit sy kring, uit sy vriendekring uit, kan jy maar sê, nee. Dat hy uitgeban sal word uit die huis van die Here, dat hy verwerp sal word, dat hy vergeet sal word en dat hy alleen en eensaam sal wees. Dis sy grootste vrees. Want nie een van ons wil in daai pyn en daai hel leef om verwerp te word, en veral nie deur God nie. Om weggejaag te word uit die teenwoordigheid van God en die teenwoordigheid van die mense wat jou liefhet nie. Daai verskriklike verbanning wat ons ervaar as ons nie naby God is nie. Dit is die ding wat ons die meeste vrees. En dis presies waaroor Psalm 22 gaan. Die psalmdigter, en dis natuurlik baie lank voordat Jesus gebore is, vriende. Die psalmdigter skryf hierdie psalm in sy nood, in sy pyn, en hy voel deur God verlate. Hy voel alleen, hy voel dat God nie meer na hom kyk nie, en dat God nie naby hom is nie, en dat God nie meer vir hom omgee nie. En daarom sy gebed, my God, waarom het U my verlaat? En hy probeer die Here heeltyd herinner aan alles wat hy gedoen het, aan die volk en aan die mense en aan al sy beloftes, en hy bid en hoop net dat die Here hom weer sal uitred, want hy praat van vyande wat teen hom is, soos honde wat hom omsingel, mense wat hom wil doodmaak, mense wat hom wil vernietig. Hy voel depressief en moedeloos oor almal wat hom wil verwerp, en nou bid hy net tog dat God hom nie sal verwerp nie. Nou vriende, die mooiste van hierdie gedeelte is dat Jesus Christus se grootste pyn was nie die kruisiging nie, alhoewel dit uitmergelende pyn moes gewees het om gekruisig te word. Iets verskriklik. Ondraaglike pyn om gekruisig te word, ondraaglike verwerping, vernedering, straf om gekruisig te word, alleen. Dis 'n alleen pad wat jy loop as 'n gekruisigde, so seer, so pynlik. Maar hy is ook deur God verlaat. Onthou, dit is die diepste pyn wat Jesus deurgegaan het, sodat ek en jy nooit van God verlaat sal wees nie. En daarom, die antwoord van Psalm 22 is eintlik maar die eerste Sondag van die Heidelbergse Katekismus wat sê, wat is my enigste troos in lewe en in sterwe? En dis is dat ek aan Jesus Christus behoort. So vriende, jy as gelowige sal nooit alleen wees nie. Jy sal nooit sonder God wees nie. Maak nie saak waartoe jy gaan nie. Maak nie saak wat se hel, wat se donker, wat se pyn jy beleef nie. Jy sal nooit alleen wees nie. Jy sal nooit van God verlate wees nie. Jesus Christus, deur sy Gees, sal altyd by jou wees onder alle omstandighede, in alle situasies, deur watter dieptes en swaar jy ook al moet gaan, sal hy by jou wees. Ons troos is dat ons aan Jesus Christus behoort, en dat hy vir ons lief is, dat ons deel is van sy gesin, dat hy ons vashou in sy arms, dat hy ons dra, ons begelei,
ons ondersteun, waar ons ook al mag gaan. Amen. Hemelse Vader, dankie vir hierdie pragtige psalm, waar die psalmdigter so bang is, dat hy alleen moet gaan, dat hy alleen deur die lewe moet gaan, en dit sal nooit gebeur nie. Nie met ons nie, want U het vir ons gesterf, en U het vir ons kom staan, en U het daardie plek ingeneem van verlatenheid, sodat ons dit nooit hoef te wees nie. Amen.